Goeiedag sê familie en vriende, julle is hartlike groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Is altyd 'n voorreg weer eens om ingeskakel te wees en ek is vandag besonders dankbaar en bly vir die Here wat ons deurgedra het. En die Here beskerm ons. En daarom wil ek vandag hê ek en u moet rustig aandagtig luister na die woord van die Here. Vandag gaan ons konsentreer, ons gaan 'n bietjie praat uit die boeke van Psalms uit. Ek wil praat oor Psalm 118 vers 24. 'n welbekende skrif. Die opskrif sê danklied van die feesvierende menigte, maar ek wil net oor vers 24 praat. Vers 24 sê dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons bly wees en jubel daaroor. Amen. Ek wil praat oor die dag van die Here. Ek wil hier die boodskap titel, die dag van die Here. Die psalmdigter skryf in die boeke van Psalm 118 vers 24 en hy skryf dit so mooi, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons bly wees en jubel. As ek en u dink na die dag, dan sal ons die dag vergelyk miskien as die dag wat ons nou opgestaan het. Ons kan die dag beskryf as enige tipe dag. Maar as die psalmdigter praat in die Ou Testament en hy sê dit is die dag wat die Here gemaak het, dan wil ek hê ons moet ons instel dat dit die dag is wanneer die Here Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir ek en u. Wat hy aan die kruis gesterf het en hy gee ek en u 'n tweede kans. En as ek konsentreer vandag op dit is die dag wat die Here gemaak het, wil ek vir u vandag sê, u hoef nie mismoedig te wees of op moedverloor se vlakte te sit nie. As die Bybel uitdruklik sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, ek en u moet bly wees en jubel, dan moet ons sien verlossing het plaasgevind op die kruis van Golgotha. Toe Jesus sy laaste asem uitblaas en sê, dit is volbring, toe is dit die dag wat die Here gemaak het, sodat ek en u moet bly wees en jubel. En ek wil vandag met iemand praat, om iemand te sê, dis nog nie verby nie, jou lewe is nog nie om nie. Weet het vandag dat die Here het jou lief net soos jy is, ongeag waardeur jy gaan, wat jou omstandighede is, mense wat dalk jou verlede ken, jy dalk vandag slegte nuus ontvang, maar weet het vandag, die Bybel sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons bly wees en jubel. Toe hy aan die kruis sterwe vir ek en u, het daar vir ek en u voorsiening gekom, en hy het vir ek en u 'n plan beraam. Daarom skryf die psalmdigter ook, en hy sê, ek wil jou leer, en ek wil jou onderrig, en ek wil jou wys, ek wil my oog op jou hou, en ek sal jou die weg aanwys, en ek het gekom om te verklaar vandag oor elke luisteraar se lewe, dat dit is die dag wat die Here gemaak het vir jou man se deurbraak, vir jou man se gesondheid, vir jou kind se terugkoms, vir jou vrou se terugkoms, vir jou kinders terugkoms. Dit is die dag wat die Here gemaak het, en ek het gekom om te spreek in jou lewe. Te lank het ek en u gebid, en ons vertrou die Here vir dinge om plaas te vind in ons lewe, vir dinge om te gebeur in ons lewe, maar vandag kom die psalmdigter en hy sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Wauw, wat 'n wonderlike belofte, wat die Here aan ek en u gegee het. Die Here het 'n plan met ek en u se lewe, dis hoekom hy ek en u laat opstaan het vandag, ek en u laat deur die dag gegaan het, ek en u laat sien, omdat die Here 'n plan het met ek en u se lewe. Ek het kom om iemand te sê, jou lewe is nie in die hande van die duiwel nie, jou lewe is in die hande van God. En as jou lewe in die hande van God is, familie en vriende, moet jy weet dat die Here het 'n plan met jou lewe. En ek wil met iemand praat vandag, deur iemand te sê, dit is die dag
wat die Here gemaak het. Ek en u moet bly wees en jubel. Kyk net 'n bietjie so na jou gesin en kyk net na jouself en sê vir jouself, ek het dalk nie vandag baie nie, maar ek het nog 'n dak oor my kop. Ek het dalk nie vandag baie nie, maar ek het nog klere om aan te trek. Ek het nog dalk nie baie vandag nie, maar ek het nog vandag 'n huis waarin ek woon. Ek het daarom nog vandag 'n werk waarna toe ek kan gaan. Sukses word nie gemeet aan die hoeveelheid besittings ek en u het nie, familie en vriende. Kyk net na jouself en kyk na jou huis, kyk na jou familie en sê vir jouself, dit is die dag wat die Here gemaak het, sodat ek verandering kan bring in die dag. Die Here seën ons nie net met 'n dag aan ons lewe, sodat dit net moet gaan soos dit gaan nie, maar die Here wil hê, ek en u moet 'n impak maak, en ek en u moet 'n verskil maak. Dis hoekom die Here ons gestuur het om op die platform te praat, om iemand te sê dat die Here het jou lief net soos jy is. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, en toe die Here aan die kruis gesterf het vir ek en u familie en vriende, toes jy op God se gedagtes, en net omdat jy nog luister na die uitsending, is 'n teken dat die Here wil jou seën, en die Here wil verandering in jou lewe bring. Die Here wil herstelling in jou lewe bring. Die Here wil verlossing in jou lewe bring. Dis hoekom Joshua skryf in die boeke van Joshua, en hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Van Joshua het agtergekom, die geheim van die evangelie is, ons moet begin in ons eie huise. En ek het gekom om vandag iemand te sê, bring die evangelie terug na jou huis toe, bring het terug na jou familie toe, bring het terug na jou huisgesin toe, begin met die Here, kommunikeer. Wanneer laas het ek en u saam met ons vrouens gebid? Wanneer laas het ek en u saam met ons familie gebid? Wanneer laas het ons as priesters opgestaan en ons standpunt ingeneem en ons familie gesalf? Ek het gekom, die Here kan 'n beter Suid-Afrika maak as ek en u kom tot op die punt om tot by onsself te kom en besef dat die Here gee 'n dag aan ek en u, nie om hoogmoedig te wees of om kwaai te wees of iemand anders 'n punt te bewys nie. Kom ons vat elke geleentheid wat die Here aan ek en u gee. God gee geleenthede aan ek en u. Ek sê dit altyd by dienste waar ek preek, en ek noem die ding altyd, en as ek sê, as die Here geleenthede vir ek en u gee, dan sê ek vandag vir u, geleenthede het vlerke, en geleenthede vlieg vandag na jou toe. Die Bybel sê vandag, as jy die stem van die Here hoor, moet jou hart nie verhard nie. Openbaring sê, kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor, moet hy vir my oopmaak. Die Here is nie soos 'n mens, wanneer hy klop aan jou deur en jy maak nie oop nie, dan gaan die Here nie teruggaan nie. Hy gaan bly by jou deur, want die Here weet, daar gaan 'n tyd aanbreek dat jy jou deur moet oopmaak om uit te gaan werk toe, om uit te kom, om lig te skep. En ek het gekom om te verklaar vandag oor elke persoon se lewe, dat lig is op pad na jou toe, verandering is op pad na jou toe. Al wat jy moet doen is om jou mindset reg te kry. Ons moet verstaan dat ons gedagtes word beïnvloed deur ons gevoelens. Ons sal presies soos ons dink, so sal dit wees. Daarom sê die Bybel ook, dit wat jy vrees gaan oor jou kom, maar die Bybel sê ook, hy het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar jou gees aan liefde, krag en selfbeheersing gegee. En hier kom die psalmdigter en hy skryf die gedeelte, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ek en u bly wees en jubel. Wanneer laas was jy bly dat die Here jou wakker gemaak het, dat jy nog gesond is, dat jy nog jou volle ledemate het, dat jy nog kan hoor, dat jy nog kan sien, dat jy nog kan loop. Wanneer laas het ons die Here dankie gesê, Here, dat u die son weer oor ons laat opkom het, dat ons nog vandag kan sien, Here. Kom
ons begin gebruik van hierdie geleentheid en ons sê vir die Here dankie vir dit wat hy gedoen het in ons lewe. Kom ons sê vir die Here dankie, kom ons gaan na mekaar toe en ons gaan sê, my broer, my suster, ek steek my hand uit, ek vergewe jou, because dit wat God aan die kruis gedoen het vir my, het vir my 'n nuwe insig gegee omtrent die lewe, en ek is hier om vrede te maak. Ek wil dit verklaar oor elke kyker, is daar enige bitterheid is in jou lewe, enige afvalligheid oor jou lewe, bid ek dat die gees van die Here jou sal sag maak, sodat jy sal gaan en vrede maak. Die Bybel sê, los jou gawe by die altaar en gaan maak reg. Ek het gekom om iemand te sê, breek vandag vry van jou verlede, breek vry van gister af, breek vry van elke hou vas op jou lewe. Die Bybel sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, maak dit vandag jou dag van redding, jou dag van genesing, jou dag van herlewing, jou dag van redding. Al wat jy moet doen is geloof, is die vaste vertroue op dit wat ek hoop bewys, van dit wat ek nie sien. Die geloof kom deur die gehoor, so jou geloof kom wanneer jy hoor die woord van die Here wat oor jou uitgaan. En die Bybel sê, hierdie evangelie sal ek my nie skaam nie, van is 'n krag tot redding vir die wat glo. En ek het gekom vandag om iemand te sê, glo net in die woord van die Here. Elke belofte in die Bybel is ja en amen. En ek het gekom om vir jou te sê, elke belofte is ja en amen. Mama, jy het te ver gekom. Papa, jy het te ver gekom. Jong dame, jy het te ver gekom. Jong man, jy het te ver gekom om nou hier om te draai. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons bly wees en jubel. Laat ons vir die Here dankie sê en sê, Here, dankie vir u lewe wat u vir ons gegee het. En ek kom vandag en ek spreek oor elke luisteraar, dat die Here sal verandering bring in jou lewe. Al wat jy moet doen is om te sê, Here, help my om 'n lewe van vergifnis te lewe. Ek wil vandag sê, familie en vriende, die is die dag om vry te spreek. Die is die dag om te vergewe. Die is die dag om terug te keer na die Here toe. Die Bybel sê, as jy in jou hart en glo en met jou mond bely, sal jy gered word. Ek wil draai deur iemand te sê, een prediker sê my laas, en hy noem my die ding, en hy sê, evangelis Nathan, weet jy wat, so baie manne van die Here preek die woord van die Here, maar hulle name is nie in die boek van die lewe geskryf nie, en is hartseer om te sien dat baie mense gebruik die evangelie tot hulle eie, om hulle self te verheug, om hulle self te verryk. Maar vandag sê die Bybel, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ek en u bly wees en jubel. Die Here het jou lief, meneer. Hoor my, die Here het jou lief. Ek wil dit herhaal, die Here het jou lief. Wanneer, daar's baie jong dames wat vandag luister dalk na die boodskap, en jy het baie seer gekry in jou verlede, seer gekry in jou verhoudings, en jy voel dat niemand jou lief het nie, maar ek sê vandag vir jou, die Here het jou lief. Jy het nie nodig om te gaan in prostitusie nie, en die Here het jou lief. Ek wil praat met 'n jong man wat luister vandag, wat dalk op die punt staan om sy eie lewe te neem. Ek sê vandag vir jou, jong man, die Here het jou lief. Dis hoekom jy nog nie die TV afgesit het, of jou foon afgesit het, of YouTube afgesit het, of Facebook afgesit het nie, want jy het gesê, Here, ek wil net hê, iemand moet iets sê, iemand moet net 'n woord gee vir my om verder te gaan, om aan te gaan. Ek kom vandag en ek sê, die Here het jou lief, net soos jy is. Niks kan jou skei aan die liefde van die Here nie. Die Bybel sê, en almal wat die Here Jesus Christus aangeneem het, die het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. En ek het gekom vandag om te sê, ongeag waar jy bly, wie jy is, wat jy is, die Here
het jou lief. En daarom sê hy, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ek en u bly wees en jubel. En ek wil vandag vir jou bemoedig en ek wil jou sterk aanraai, geliefde luisteraar, om nie jou geloof prys te gee nie, om nie op te gee op die lewe nie, om nie in te gee op die lewe nie. Hou vas, kry jou blydskap terug. Mag die Here die program seën, sodat iemand sy blydskap terug sal kry, sodat een siel tot bekering kom. Ek gaan afsluit hier te sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Ek het vir myself gesê, die grootste prestasie wat ek as evangelist Nathan Besuidenhout bereik het in my lewe, was nie 'n huis of 'n kar nie. My grootste prestasie wat ek bereik het in my lewe was toe een siel tot bekering gekom het, en dis vir my 'n groot prestasie. Dis hoekom wil ek jou bemoedig en jou aanmoedig en jou motiveer om uit te gaan, om iemand vir die Here te bereik. As jy net een persoon na die Here toe kan bring, dan is dit die moeite werd. En daarom kan ek vir jou sê vandag, die Here het jou lief, ongeag wat jou agtergrond is. God het jou lief net soos jy is. En ek wil vandag vir jou geleentheid gee, as jy nog nie die Here ken as jou persoonlike verlosser en zaligmaker nie, wil ek vir u 'n geleentheid gee om die volgende nommer wat u op die skerm sien, om kontak te maak met my en te sê, evangelist Nathan Besuidenhout, lei my na die Here toe. Ek wil my lewe graag vir die Here Jesus Christus gee. Ek wil my lewe verander. En daarom wil ek vir jou sê, jy kan my op die WhatsApp kry op 06601701995, die nommer wat u op die screen sien. En ek sê vir u, 'n ontmoeting met die Here en jou lewe sal nooit weer dieselfde is nie. Hoor my, 'n ontmoeting met die Here en jou lewe sal nooit weer dieselfde is nie. Kyk na my, 'n ontmoeting met die Here. Ek sluit om jou te sê, dat baie mense het vir jou gesê, die Here beantwoord nie 'n gebed van 'n sondaar nie, maar ek stem nie daarmee saam nie. Van eens op 'n tyd was ek 'n sondaar, en uit my sondige natuur het ek gebid tot die Here, en ek het gesê, Here, vergewe my, en ek neem u aan as my persoonlike verlosser en zaligmaker. Die Bybel sê, dit is die dag dat die Here gemaak het, laat ons bly wees en jubel. Die Bybel sê, wanneer een siel tot bekering kom, is daar blydskap in die hemel. Die Here wil die blydskap terugbring in familie se lewe. Die Here wil die blydskap terugbring in die gemeenskap. Die Here wil die blydskap terugbring in die kerke. Die Here wil die blydskap terugbring in Suid-Afrika. Al wat ons moet doen is om te repent en terug te keer na die Here toe. Die Here het gekom vir die wat hulp nodig het. Hy het nie gekom vir die volmaaktes nie, maar hy het gekom vir hulle wat hulp nodig het. En die Here reik uit vandag na jou toe, meneer, na jou toe, mevrou, na jou toe, mama, na jou toe, jong dame. God reik uit na jou toe. Die Bybel sê, waar 2 of 3 vergader, daar is die Here in ons midde. Kies vandag die Here, maak 'n besluit omtrent die Here, en jou lewe sal nooit weer dieselfde is nie. Ek het 'n besluit gemaak, en kyk waar is ek vandag. En al die eer en lof kom aan die Here toe. Familie en vriende, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons dan bly wees en jubel. Die Here seën jou, die Here versterk jou. Evangelist Nathan Besuidenhout, al die pad uit Saldanha. Geseënde dag. Amen.